Nou, dit is lekker om jy almal weer te sien. Daar's 'n paar gesigte wat ons mis. Maar ons is bly julle is vanmôre hier. Kyk vir die ou langs jou en sê vir hom of haar, dis lekker om jou te sien. Amen. Dis lekker om jou te sien. Amen. Loof die Here. Loof die Here. Dis lekker om mekaar te kan sien. Dis lekker om deel van die familie van Jesus te wees. Amen. Nou hierdie maand praat ons oor waak en ek wil graag spesifiek praat vanmôre oor jou en my gebede maak saak. Sê bietjie vir jouself, my gebede maak saak. Kom aan, jou gebede maak saak. Die gebede wat jy bid maak saak. Jy moet dit begin glo dat my gebede slaan nie teen die plafon vas nie. My gebede verdwaai nie iewers tussen hemel en aarde nie. My gebede maak saak. Is dit nie? Dit behoort jou te motiveer. Nou, ek wil u graag uitnooi om vandag of môre in hierdie week bietjie 2 hoofstukke gaan lees. Nou, die meeste van ons vind dit moeilik om Openbaring te lees. Nou, ek gaan nie vir u iets gee wat moeilik is om te lees of moeilik om te verstaan nie. Maar hooplik na vanoggend se boodskap behoort dit vir jou makliker te wees. En ek praat in besonder oor Openbaring 4 en 5. Nou 'n mens moet Openbaring 4 saam met Openbaring 5 lees om bietjie meer lig te kry. Want dit gee vir jou konteks van waar God se planne in die heelal in werking gestel word. Kan ek vanmôre vir jou kom sê en ek dink jy weet dit. Alles wat gebeur in die hemel en alles wat gebeur op aarde word vanuit die hemel, vanuit God se teenwoordigheid beplan en bestuur. Vanuit God se troonkamer word dit bedink en uitgevoer. Johannes kry die voorreg om die drie-enige God aan die werk te sien, want alles draai om hom. Alles draai. En Johannes is bevoorreg om iets van die drie-enigheid van God aan die werk te sien. Ons hoor in Openbaring 4 die stem van Jesus vanuit die hemel en ons sien hom in Openbaring 5 as die leeulam wat van daar af op die aarde werk. Luister, net voordat ek aangaan, net voordat jy verwar word. Al is ons wêreld deurmekaar, God is steeds in beheer. Kom ons sê dit vir mekaar, kom ons wees gou eerlik, al is die wêreld deurmekaar, is daar nog 'n koning, 'n Here wat in beheer is. Ons neem die Gees se werk waar wat van Johannes besit neem en verteenwoordig word in 7 vuurvakkels rondom die troon. En ons sien saam met Johannes die Here God, die Almagtige, die Allerhoogste, wat op die troon sit in onuitspreeklike heerlikheid. En om wie alles draai in die hemel en op die aarde. Alles draai om hom. God is voorwaar koning. En alles draai om hom. Dis nogal vir jou en my 'n bedreiging. Hallo? Nou nie vir jou nie, maar vir party ouens. Dis nogal vir ons 'n bedreiging in die sin. Ons wil so graag hê alles moet om ons draai. Maar alles draai om hom. Sien saam met Johannes dat die Here God, die Almagtige, op die troon sit
met daai heerlikheid wat ons nie met ons verstand kan inneem nie. En alles draai om hom. Die troon van God is die middelpunt van alles in die hemel sowel as op die aarde. God is immers die geestelike middelpunt van alles wat bestaan. Net soos wat die son die middelpunt is van die sonnestelsel, is God die middelpunt van alles. God is die middelpunt van alles. Weet jy wat? Alles wentel om hom. Almal aanbid hom. Alles word deur hom bepaal. Dis 'n wonderlike, ontzagwekkende begrip en prentjie. Met God op die troon, wat omring word soos 'n reënboog. Die Openbaring praat van smarag. Nou smarag is groen. Om God se troon word deur 'n reënboog van smaraggroen omring. Vanuit die troon is daar weerligstrale. Vanuit die troon is daar 'n gedreun, 'n donderslag. Die prentjie bevestig God se heerlikheid en heerskappy en koningskap oor alles vanuit die hemel, ten spyte van die pogings van aardse konings en keisers en leiers en presidente, is daar net een wat regeer, en sy naam is bo elke naam, die naam van die Here onse God. Jy weet, hier op aarde probeer die leiers of die konings of in hulle eie pragt en praal vir hulle koninkryke skep, maar hy is die koning bo alles. Hy is die koning bo alles. En die kleure van God se voorkoms het ook betekenis. As jy dan in Openbaring gaan lees, dan sien jy daar word gepraat van jaspis. Nou jaspis is skitterwit. Dit praat van sy heiligheid. Ons daar word gepraat van karnieul. Dit is iets rooi, dit spreek van sy oordeel. So, in sy skitterlig en skitterwit heiligheid, giet hy sy karnieul, sy rooi van sy oordeel, en in die smarag van sy genade. Ek wil vanmôre vir julle sê, daar's 'n boodskap van Openbaring, dat God die Heilige, sy verlossende oordeel oor die aarde uitgiet. Wat ook al hier op die aarde gebeur, is nie terloops nie. Partykeer dan hoor ons van goed wat gebeur, ewe skielik na dekades, bars 'n vulkaan oop en gaan oor 'n hele dorp. Hallo? Jy weet, nou, ek wil jou vra, as jy dit gaan lees, kry gou hierdie prentjie. Daar's 2 groepe in Openbaring 4 en 5, wat die drie enige God in die hemel aanbid. Jy moet bietjie gaan kyk. Daar's 2 groepe. Die 4 lewende wesens in die eerste sirkel, en dan die 24 ouderlinge in die volgende sirkel om die troon. Die 4 lewende wesens verteenwoordig die hele skepping. Hulle verteenwoordig God se alwetendheid. En baie keer in Openbaring word God se oë genoem die alwetendheid. Hulle verteenwoordig die alomteenwoordige vlerke in die hele skepping. En hulle aanbidding verteenwoordig hulle dan ook die hele skepping met die gesigte van die leeu en die bul en die mens en die arend. Dan die 24 ouderlinge. Hulle verteenwoordig die hele volk van God. Nou, die volk van God is almal in die ou bedeling of in die Ou Testament of in die ou verbond, maar ook almal in die nuwe bedeling.
in die nuwe verbond. So, daardie volk van God is oor alle bedelings heen. Hulle almal saam aanbid God vir sy grootheid, sy heerlikheid, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid in die ganse skepping. Nou, ek wil net so 'n paar verse met julle deel. Dan lees ons in Openbaring 5. Hoor gou vers 1. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boekrol gesien. Kry daai prent. Hy wat op die troon sit, 'n boekrol in sy hand. Aan die binnekant en die buitekant vol geskryf. En met 7 seels goed versier. So daai boekrol is goed versier. Dit is in die regterhand van God die Vader op die troon. En daai boekrol aan die binne en aan die buitekant is hy vol geskryf. En dit is die eerste ding wat ons moet hoor. Weet jy wat? Dis amper soos 'n erediens. As ek daai woord kan gebruik. Dis amper soos 'n kerkgeleentheid. En die erediens gaan nie net en wentel nie net rondom die aanbidding van God op sy troon, volgens Openbaring nie, maar vanuit daardie erediens in die hemel, neem God ook beheer oor alles wat is en was en sal wees in Openbaring 5. Hy bepaal die agenda. Hy bepaal die verloop van die ontplooiing van gebeure in die ganse heelal. Hy bepaal wat gebeur, wanneer dit gebeur en hoe dit gebeur. Hy bepaal die verloop, hy bepaal die agenda daarvan. Die hemelse erediens het 'n beslissende invloed op die aarde. Hoekom? Want God is steeds in beheer. God is steeds in beheer. Hy bepaal die agenda, hy bepaal die verloop, hy bepaal hoe dit ontplooi word, hy bepaal die oomblik wanneer dit gebeur. Dit is wat betekenis van die boekrol in God se hand, wat binne en buite vol geskryf is. En dan gaan Johannes aan in vers 2. Hy sê, ek het ook 'n sterk engel gesien. Nou, engele is nie die klein goedjies wat ons op die kaggel sit. Engel is nie hierdie pragtige ou beeltjies. Engele is magtige wesens. In Gideon se tyd, sê Here, laat die engel my vergesel, en een engel verwoes 3 weermagte. Ek het ook 'n sterk engel gesien, wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel en op aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk. Johannes sê, ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak en daarin te kyk. Kom ons stop gou. Die boekrol is met 7 seels goed versier, sodat niemand dit sonder meer kan oopmaak en die agenda in werking kan stel. Trouwens, dis net iemand wat deel is van die verlossingspad wat reeds geloop is. Wat reeds die mensdom met God versoen het. Wat die verdere verloop van die verlossingsplan vir die heelal kan bekend maak en in werking stel. En dis die tweede ding wat jy moet hoor. Iemand moes 'n prys betaal. Iemand moes sy lewe gee om die verdere plan van God in werking te stel. Iemand, en Johannes raak aan die huil, want geen gewone mens
kan daai rol vervul. Dis nie al nie. Hoor wat sê vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir Johannes: hou op hom te. Ek wens baie keer ons kan daai woorde ook hoor. Ons kan aan tantrums gooi en pity parties hou en onsself jammer kry, maar dit is tyd om te hoor, hou op met huil. Die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. Die ouderling kan in die 3de plek van die evangelie van Johannes verkondig dat daar wel iemand is wat die boekrol kan opneem en sy seels kan breek en dit kan lees. Die enigste een wat die boekrol uit God se hand kan neem en die seels daarvan kan breek, is die leeu van Juda, die nakomeling van Dawid, die lam wat geslag is, en sy naam, halleluja, sy naam is Jesus die Christus. Halleluja! Hy is waardig om die boekrol te neem, want hy is die verlosser, daarom die bemiddelaar van verlossing. En soos hy die seels hiervan breek, gaan die inhoud van die boekrol nie net bekend word nie, maar dit gaan ook in werking gestel word. En dan kyk Johannes goed en vir Jesus. En hoor wat sê die Bybel, vers 6. Hy sê, ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens. Kom ons stop gou daar. Wie sit op die troon? God sit op die troon. En wie is die kringetjie naast staan op? Die 4 lewende wesens. Wie is in die kringetjie daarna? Die 24 ouderlinge. En hoor gou. En Jesus, hy sê, en ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is sien staan. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. En die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Jy sien, daar's net een waardig. Net een wat die reg het. En Jesus word hier eintlik in 2 metafore beskryf. Die leeu en die lam. Die leeu en die lam. Hy is die leeu uit die stam Juda. Hy is die leeu in terme van sy afstammeling uit die messiaanse linie, uit die stam van Juda, die nakomeling van Dawid. Maar hy is ook die lam in terme van sy kruisdood, waarmee hy sy bloed mense gekoop het vir God, sodat daar versoening kon kom. Ek wil hê jy moet gou mooi hoor. Daai versoening, sê Openbaring, is vir elke volk, elke taal, elke nasie. Ons sou nie daarvan hou. Maar belangrik, hy neem die boekrol in ontvangs, die agenda van God se plan vir die heelal, as die lam wat geslag is. Die wat? Die weerloosheid van die lam. Kan u self indink? In die Ou Testamentiese bedeling vat hulle 'n lam wat volmaak is sonder gebreke. En hy lam het nie 'n keuse nie. Ek dink 'n skaap is een van die domste goed wat daar is. En toevallig word ek en jy skape genoem. Net so terloops. Die weerloosheid van die lam. En dan word hy lammetjie in sy volmaaktheid geslag. Hy kan nie eens weerstand bied nie. Die offervaardigheid
van sy bereidheid om geslag te word. Dit bly 'n uitstaande kenmerk van die styl waarin hy die heerskappy wat God aan hom aan hom toevertrou het uit te voer. Die weerloosheid van die lam. En dan aan die ander kant, net so terloops, net dat jy nie verwar kan word nie. Onthou, Openbaring het baie beelde. Maar baie van die beelde is om iets te beskryf. Hy sê, en die lam het 7 horings gehad. Alwaarop het dui is van sy omvattende mag, sy uitsonderlike autoriteit, sy gesag, sy heerskappy. En dan praat hy van 7 geeste. Die 7 geeste beteken maar net die Heilige Gees is oral. Die Heilige Gees is aan die werk. En boonop in sy volheid woon dit in Christus. Dit word ook genoem die Gees van Christus. Gaan Google 'n bietjie. Die Gees van Christus. Dit praat van die Heilige Gees wat oral is, in dieselfde oomblik, in verskillende areas, op al die kontinente van die wêreld. Jesus kan dus sorg dat die agenda van God ten volle uitgevoer word. Die spanning is gebreek. Die leeu en die lam het gearriveer. Die boekrol is geneem. Die seels is gebreek. En die agenda van God word vrygestel. Halleluja! Die spanning is gebreek. En wat gebeur toe die spanning gebreek is? Wat gebeur as die Here ingryp? 'n Mens kan nie anders as om in lof weer te breek aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen! Hoor wat sê vers 8. Toe hy die boekrol neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boekrol te neem en die seels oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag, taal, volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en 'n priesters vir ons God gemaak, en hulle sal konings oor die aarde, as konings oor die aarde heers. Toe ek weer kyk, hoor ek die sang van baie engele rondom die troon. So, in die kringetjie rondom hom, die 4 lewende wesens. In die kringetjie daarna, die 24 ouderlinge. En toe word daar 'n derde kring gevorm deur al die engele. Dan begin hy beskryf. Hy sê, daar was 10.000 maal duisende. En 1000 maal duisende. Dit klink nogal baie. Wat met 'n harde stem uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping in die hemel en op aarde en onder die aarde op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep aan hom wat op die troon sit. Aan die lam kom die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Die 4 lewende wesens het ook uitgeroep. Amen! Want wat beteken dit? Dit is so. Dis waar.
Terwyl hulle die almal uitroep aan die koning van die eeue, roep hulle uit, amen. En die ouderlinge het neergeval in aanbidding. Kan jy daai prentjie kry? Kom ek sê vir u, as daar iemand is wat kan jubel en juig, is dit nie apostolies. Dis engele. Want hulle doen dit al vir duisende jare. Hulle weet al hoe om te prys en te worship. Amen. Hulle weet al. Nou, hierdie toneel wys vir ons sekere dinge. Hierdie toneel wys vir ons sekere dinge. Eerstens wys dit vir ons dat Jesus Christus is God. Hy is God. Weet jy wat? Soos die 4 lewende wesens saam met die 24 ouderlinge voor die Skepper God neergeval het en hom aanbid het, val hulle nou neer voor die leeu en die lam om hom te aanbid. Dit bewys sy goddelike status. Dit bewys wie hy is, die seun van God, God self. En saam met hulle is daar egter nou nog miljoene engele, sowel as die hele skepping wat hom aanbid in die volgende konsentriese sirkels rondom die troon. Jesus is die lam, maar hy is ook die leeu. Amen. Hy is die Christus, die verlosser, die zaligmaker. Tweede belangrike ding wat ons leer. Jou en my gebede. Want hier staan dit. Wat jou en my bring by ons rol en deel aan hierdie erediens. Terwyl daar die erediens in die hemel is. En ons hoor al hierdie dinge. Het ek en jy ook 'n rol. Terwyl ons nou. Hallo, ons het ook 'n rol. Let op, dat die uitstaande kenmerk van die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge se aanbidding is dat hulle nie net met 'n lier, nou 'n lier, in die Griekse woord vir lier is kitara, wat die naam in ons deesdae se tyd van gitaar gee. Hulle saam is nie net dat hulle met gitaar en aanbidding voor God inspann nie, maar dat hulle ook die gebede van die heiliges insamel. Hallo. Hulle prys en aanbid die Here, ja, maar hulle doen nie net dit nie. Hulle bid dat sy wil geskied, sy koninkryk kom, en hulle gebruik jou en my gebede daarvoor. Van hierdie gebede, weet jy wat? Jou en my gebede. Die gebede word in simboliese vorm van 'n goue wierookbak voor God gebring. Van hierdie gebede van God se mense sal nog 2 keer in Openbaring gewag gemaak word, om te onderstreep dat die gebede nie net God verheerlik nie, maar die gebede, hoor mooi, die gebede het 'n bepaalde invloed op die koers wat God gaan aanbring. Dit beteken, jy kan dit maar van die Ou Testament gaan lees. As jy lees van Abraham, kom God na Abraham met 'n plan. En dan praat Abraham met God. En God pas sy plan aan op grond van Abraham se versoeke. Wat beteken dit vir jou? Jou gebede verheerlik nie net God nie, maar jou gebede het 'n invloed, 'n bepaalde invloed op die koers wat God met hierdie wêreld gaan inslaan. Jou gebede. Trouwens, jou gebede is nie net bid nie. Jou gebede is ook 'n getuienis. God gebruik ook ons diens en getuies
om sy wil op aarde uit te voer, want ons, luister gehou, hoor gehou mooi, wat sê 1 Petrus, ek en jy, was in sonde, maar ons is oorgebring in die lig, ons is nou deel van die koninklike priesterdom. Koninklike priesterdom. Ons is 'n koninklike priesterdom. Let op hoe die 3 lofliedere van die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge en van die miljoene engele en van al die skepsels nie net die voortreffelikheid van die lam met 7 eienskappe besing nie. Nou wat is daai 7 eienskappe? Krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof kom aan hom toe. Daardie aanbidding is nie net om hom te verheerlik in sy glorie en majesteit, maar daardie lof is ook om die agenda van God vir sy mense uit te spel soos in Openbaring 1. Ons gebede en ons getuienis is deel van ons diens aan God en aan hierdie wêreld. Jou gebede kan 'n bepaalde invloed op hierdie wêreld hê. Ons bid dat God se wil in die hemel net so op aarde sal geskied. En ons verkondig sy lof aan elke nasie, volk en taal reg oor die aarde. Hy is die een wat alle krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof besit en dit waardig is. Ons sing daarvan. Ons getuig daarvan. Ons bid daarvoor. Want ons, sê hy in daai gedeelte, ons is 'n koninkryk van priesters. En wat was die taak van die priester? Kom aan, nou moenie so geestelik probeer wees nie. Wat is die taak van die priester? Hy staan tussen God en mens. En ek en jy is die koninkryk van priesters. Ons staan tussen God en die wêreld waarin ons leef. Ek en jy. En God se beloftes is dat ons uiteindelik saam met Jesus gaan lees dit maar. Ons sal uiteindelik saam met Jesus regeer as konings oor hierdie aarde. Ons sal heers. 'n wonderlike werklikheid, maar ook 'n hoopvolle belofte. Ek wil dit graag prakties maak en dan gaan ek afsluit. Weet julle wat? Daar's verskillende tipe gebede. Jy het al gelees, daar's verskillende gebede. Daar's lofgebede. Lofgebede. Maar dan is daar ook klaagliedere. Ons Afrikaners is goed daarmee. Klaagliedere. Ons ken hulle. Dan is daar smeekinge. Luister, as jy in hierdie tyd nie smeek voor die Here vir Suid-Afrika nie, het jy nie God en sy koninkryk lief. Smeekgebede. Maar weet jy wat, daai smeekinge gaan saam met danksegging. Want die danksegging is geloof in aksie. Ek smeek, maar ek sê dankie omdat my geloof dit glo. Dan is daar voorbidding. Voorbidding. Maar daar is selfs vervloekings. Die Bybel sê dan seën en moenie vervloek nie. Ek wil hê julle moet bietjie gaan Google. Toe Jesus op aarde was, het hy die woorde gebruik: wee julle. Wee julle. Wee julle. Waarin hy 'n profetiese aanklag maak oor die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die wetgeleerdes oor hulle gedrag. Kom maar ramp oor.
Luister, baie keer, en dit moet nie die alfa en omega van jou gebed wees, maar daar's lofgebede, klaagliedere, smekinge, danksegging, voorbidding, en maar daar's sekere tye van vervloeking. Here, wee hulle wat kinders van die Here vervolg. Wee hulle wat probeer om anargie en haat te saai. Wee hulle wat korrup is en hulle eie ding doen. Wee hulle. Aanbidding en lofprys. Hierdie 28 goue bakke vol reukwerk in Openbaring 5 bevat al die gebede van die heiliges wat tot God gebid is. Kan ek net prakties raak? As jy vir iemand se redding bid, is daardie gebed in een van daai bakke. As jy wil bid vir die veiligheid van God se mense, is daardie gebed in een van daai bakke. As jy bid dat God jou sal verander om meer en meer soos Jesus te word, is daardie gebed in een van daai bakke. Want sulke gebede is vir God welgevallig. Dit dra sy goedkeuring weg. Maar dit is nie al nie. Daardie gebede word gebruik in God se verlossende oordeel. Luister, God is liefde, maar hy is ook geregtigheid. Met die breek van die 7de seël in Openbaring 8 word hierdie gebede van al die heiliges. En onthou, as ek praat van heiliges, beteken dit maar net doodgewoon almal wat waaragtig kinders van die Here is. So, wanneer die 7de seël in Openbaring 8 gebreek word, en hierdie gebede van al die heiliges aan nog 'n engel gegee word, wat met vuur van die altaar aangiet hy dit oor hierdie aarde. Jou gebede word deur God se Gees versterk en dinamies gemaak. En dit word God se woord. Jou gebede God se woord. En as God iets sê, gebeur presies wat hy sê. Dit veroorsaak donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. En die 7 trompette begin daarna blaas met intensivering van God se verlossende oordeel. Kan ek vanmôre vir jou kom sê, jou gebede maak saak. Dit word deur God gebruik. En deur God word dit krag en majesteit en heerlikheid toegebring. Sodat wanneer dit uitgegiet word op aarde, kom dit met God se woord. Elke gebed wat volgens sy wil gebid word, word deur hom uitgevoer. Want hy het daardie gebede binne sy wil en sy plan gebring. Ek wil nie vanmôre afsluit met 'n opdrag. Ek wil nie afsluit met 'n opdrag. Hoewel gebed 'n opdrag is, om te bid is 'n opdrag. En jou lewe al hoe meer in gebed aan die Here moet oorgaan. Dit is 'n opdrag. Maar ek wil vanmôre jou met die wonderlike werklikheid konfronteer. Jou gebede maak saak. Jou gebede maak saak. Elkeen van ons se gebede. Dat God dit kan gebruik. En dat jy so ingetrek word in God se werk. Jy word 'n deelnemer in die werk van die Here. Ek wil vanmôre vir elke ouer persoon sê wat nie meer goed kan loop en goed kan beweeg en goed kan doen nie. Luister, daar's niks fout met jou mond nie. Jy kan nog bid en jou gebede maak saak. Wat
wat jou kinders en jou kleinkinders nodig het, is dat jy sal bid. Wat jou kinders nodig het, is dat jy voor die Here gaan staan en sê, ek weier om dit te aanvaar. Wat 'n wonderlike werklikheid, dat jy 'n deelnemer kan word en ingetrek kan word met God se werk hier op aarde. Iemand wat dit raak sien, wat dit snap, wat dit verstaan, dat sy gebeure saak maak, het nie 'n opdrag nodig nie. Jy kan nie anders as om die geleentheid aan te gryp. Weet jy wat? Jou gebed is wat die verskil maak. Ek kan onthou, en ek wil hiermee afsluit. Ek kan onthou, 'n boer bel my. Sê my pastoor, jy moet dadelik na my plaas toe kom. Daar's haal op pad na my plaas. My tomaties moet môre gepluk word. As daardie haal my lang tref, is daar niks. Ek ry so vinnig as wat ek kan om by sy plaas uit te kom. Toe ons in die middel van die tomatieland staan, toe sien jy dis donker, 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 soos die wolke staan. En hy wolke kom soos golwe na die plaas toe aan. Ek sê vir hom, kom ons steek ons hande uit. Ek begin vir die Here vra, Here, laat daai haal ophou op die grense van hierdie plaas. Laat nie een haalkorrel deur hierdie draad gaan nie, maar dit stop op die straat. Dit stop op die grensstraat. Dit sal nie 1 millimeter op hierdie plaas haal nie. Die haal kom. Jy sien die haal val. Kyk, jy's baie gelowig tot jy gekonfronteer word. Ek staan in angs en bewering. Ek steek net my hand uit en ek sê, Here, U is God. U is koning. Beveel hierdie haal om op te hou in Jesus naam. Ewe skielik gaan ons haal weg. Ons loop na die grens van die draad. Sien, daar sulke hope wat so sloot reg rondom die plaas lê. Haal wat sulke hope reg rondom uitstaan. Dis die God wat ek en jy dien. Ek en jou gebede maak saak. Luister, ons kan maar sê, ag, laat Gods water oor Gods akker loop. Dan word alles verwoes. Al wat nodig het is iemand om te sê. Ek het nou dag mense vertel, iemand skakel my. Iemand skakel my. En vra my, wil jy nie asseblief iemand in die hoë intensiewe sorg gaan sien? Ons is nie meer seker of sy leef nie. Ons is in 'n koma. Ons is nie seker of haar saak met die Here reg is. Kom in die saal. Ek staan langs die bed. Tannie kan ek sien is nie by ons. Iemand het eendag jare gelede vir my gesê, en ek weet nie, ek dink dis die waarheid, maar iemand het eendag vir my gesê, die laaste orgaan in jou liggaam wat tot niet gaan is jou oor. So jy kan hoor tot die einde. Ek staan langs hom. Ek sê, Here, wees my genadig. Here, wees hierdie ouma genadig. Gee haar net 'n kans, dat ek net saam met haar kan bid. Terwyl ek vir haar bid, en terwyl ek roep na die Here, aan haar oop. Sy help my. Sê vir haar, Tannie, bid saam met my. Ek begin die Sondagsgebed vir haar doen. Ek bid saam met haar, ek erken, bely, maak reg. Toe ek amen sê, te blaas sy haar asem. Dis die Here. Sien,
Dit kos net iemand om te bid. En jou gebed is wat die verskil gaan maak. Ek is nie altyd daar, maar jy is in jou lewe wêreld. Moenie aanvaar, ag dit moet maar so wees. Ek kan onthou jare terug, kom 'n vrou en ek was jare terug was ek 'n evangelis en ons doen sulke uitreike in die Kaap. Daar kom 'n vrou vorentoe en een van die dienste en sy sê pastoor, bid asseblief vir my dogter. Sy werk as 'n prostituut op die Kaapse hawe. Ek weet nie van julle nie, maar ek as 'n man is bang vir 'n prostituut. Vergewe my. Ek is bang vir hulle. Ek kan myself vertrou, maar ek kan nie hulle vertrou nie. En ek sê vir haar, hoe bid jy as jy vir haar bid? Sy sê as ek vir haar bid, dan sien ek hoe loop sy rond met daai kort rokkie. Ek sê nee, jy moet jou prentjie verander. Ons moet bid en haar sien soos ons haar wil hê. Ek begin saam met haar te bid. Ek begin saam met haar die Here vertrou. Ek begin saam met haar uitroep na die Here. Ons roep daai kind in. Ons roep daai kind terug huis. Ek het 'n hele week daar dienste gehou. Die laaste aand kom sy. Sy sê pastoor, ek wil kom getuig. Sy sê jy het die eerste aand saam met my gebid vir my dogter. My dogter het vanoggend huis toe gekom. Ek het net iemand deurgegaan om te sê, ja, ek vertrou U. Want my gebed maak saak. Saam met die ma het ek gesien hoe 'n kind terugkom. Sy was verlore, maar nou is sy gevind. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou gebed is wat die verskil gaan maak. Moenie wag vir iemand anders nie. Roep na die Here uit jou hele hart. Jy gaan sien hoe die Here jou gaan help. God wil jou hoor. Hy wil jou gebed hoor. Want jou gebed het 'n konkrete invloed op wat hy gaan doen. Dis amper scary. Ek wil vanmôre vir jou vra, jy nie roep na die Here nie. Weet jy wat? Jy hoef nie rituele te hê nie. Roep in jou tyd van benoudheid. Die Here sal jou uithelp. Roep hom aan in jou oomblik. En God sal jou uitred. Hy's 'n rotsvesting, 'n veilige vesting vir die wat roep. Ek wil jou vra, roep na God. Hy wag net vir jou. Hy wag net vir jou. Kom ons sluit ons oë. Ek wil jou vra. En daar wie is, sê bietjie vanmôre vir Here, Here, hier is ek. Here, mag U Gees my vanmôre lei. Mag U Heilige Gees my inspireer. Mag U Gees vanmôre my uit my situasie uitruk. Dankie Here dat ek saam met hierdie mense kan bid. Saam met hulle U kan vertrou. Saam met hulle kan glo dat God is 'n waarmaker van sy woord. Here, en U gaan hierdie woord bevestig want dit is U woord. U gaan hierdie woord bevestig deur wonders, tekens en kragtige dade. En ek wil bid, Here, dat U hierdie mense gaan optel. Hulle in gereedheid bring om te roep. Dankie. Here, wek geloof, wek vertroue, wek hoop in hulle harte. Dis my gebed in Jesus naam. Ons eer U. Amen.